Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse Sabbatskoolles van die 7de dag Adventiste Kerk aan met die doel om die ewige evangelie, Jesus se liefde, Jesus se waarheid, Jesus se krag met soveel Afrikaanse mense te deel as moontlik. Jy kan hierdie program ondersteun deur asseblief vir ons op die like knoppie te druk, lewer vir ons kommentaar, al is dit enigiets eenvoudig soos amen, dankie, van waar jy af luister, 'n gebedsversoek, enigiets soos dit wys vir YouTube jy glo hierdie program is moeite werd en dan gaan YouTube hierdie program aan nog meer en meer Afrikaanse mense adverteer en dan speel jy so 'n klein rol om die evangelie met meer en meer mense te kan deel. Onthou ook asseblief om te subscribe en dan deel hierdie video met ander Afrikaanse mense ook asseblief. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer tyd kan neem hierdie week om bietjie les te kan gesels. Soos elke week vra ons vir die gawe van die Heilige Gees om ons te leer wat waar is, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. So vir ons kykers by die huis, onthou ons is nou in die 3de kwartaal van 2026. Ons is besig met 13 nuwe lesse wat gaan oor 1 en 2 Korintiërs. Nou hierdie week is ons by les nommer 2 en dit gaan oor die boodskap van die kruis. Nou ek gaan oop kaarte met julle speel van die begin af. Hierdie les nommer 2, dink ek is 'n bietjie meer ingewikkeld as van die ander lesse wat ons gewoonlik doen. So ons sal mooi met probeer konsentreer en ons het regtig die hulp van die Heilige Gees nodig sodat ons eenvoudige, praktiese lesse kan uittrek uit hierdie week se les sodat dit ons lewens kan verander sodat ons weer soos Jesus kan wees. So ons geheue-teks kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18 en julle gaan sien hierdie week meeste van waar ons gaan gesels kom daarso uit die eerste hoofstuk van 1 Korintiërs. Vers 18 sê vir ons, want die prediking van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. So hierdie week gaan ons fokus baie lê op die verkondiging van die evangelie in die lig van die kruis en hoe dit dwaasheid is vir mense wat dit verwerp. Nou die les sê vir ons dat die Romeinse skrywer en redevoerder Cicero, wat ook 'n heiden was, het die antieke Romeine aangeraai om liewers af te sien van die idee om die kruis as 'n vorm van straf te gebruik. Want vir hulle was dit verskriklik geweest, hulle het niks van die kruis gehou nie, dit was vernederend geweest. En so hierdie selfde gedagte wat hy deel, sien ons ook in die gees van profesie. So vir die van julle wat laasweek gesels bietjie les gekyk het vir les nommer 1, in die beskrywing onder hierdie video op YouTube, los ek daarso vir julle 'n link na die Handelinge van die Apostels, 'n hoofstuk oor Korinte, en dit is in Afrikaans, gaan lees dit asseblief, dit gaan julle baie meer help as enige sabbatskoolbespreking of les, om daardie spesifieke agtergrond van daardie boeke te kan verstaan, so asseblief doen julle self 'n guns en gaan lees dit. En die gees van profesie sê ook daarso vir ons, dat die kruis was ietsie wat daardie mense as vernederend gesien het, so die hele idee van Jesus wat aan 'n kruis gesterf het, en daardie tipe dinge, was wildvreemd gewees vir die mense, en heeltemal verbasend gewees vir hulle, as ons dit so kan sê. So Paulus, in teenstelling daarmee, sê, die prediking van die kruis is die krag van God. So dit draai ons nou alles mooi op die kop. Vir hom is die kruis die werktuig waarmee versoening tussen God en mens bewerkstellig word. Ons stem 100% daarmee saam. Die grootste simbool van Jesus se nederigheid, ons stem 100% daarmee saam. En die plek waar ons geweldige sondeskuld gedelg is. Dit beteken basies waar ons sondes vergewe was. Al die voorsiening om ons sonde te vergewe is gemaak daarso by die kruis. So baie mooi, veral hierdie groot simbool van Jesus se nederigheid, omdat die kruis so vernederende dood was, en Jesus gewillig was om daardie dood vir ons te sterf. So die kruis is Paulus se antwoord op al Korinte se probleme. En hierdie is so mooi, laaste paragraaf hierso op Sabbatmiddag, want liewe kykers by die huis, soos wat ek laasweek ook gesê het, baie van die probleme wat ons in die Christenkerk het, self in ons eie kerk het, is omdat mense se aandag heeltemal afgetrek is van wat regtig belangrik is. En party van die ander dinge wat hulle op fokus is nie noodwendig onbelangrik nie. Dit is ook belangrik, maar hulle het heeltemal hulle oë weggevat van wat die heel belangrikste is. Regtig die belangrikste is, en dit is die kruis. Nou, onthou liewe kyker by die huis, hierdie week as ons gaan praat oor die kruis, praat ons nou nie van die hout hierso, en weet die materiële kruis nie. Ons praat van wat gebeur het by die kruis. Ons praat van die boodskap van die kruis, wat die kruis vir ons beteken. So, ons moet nie aanhangers word van die hout, en dink dat daar lê krag in daardie spesifieke ding nie, dit lê in die boodskap van die kruis. So, as ons kyk dan na Sondag se deel van die les, die titel daarso is die evangelie van die kruis. So wat ek nou net genoem het, ons wil hê dit met ons fokus wees. Paulus sê dat die boodskap van die kruis die krag van God aan ons is. So dis die boodskap van die kruis vir die krag van God aan ons is. Dit is dus geensins verbasend dat Jesus Christus en hom as gekruisigde die as is waarom sy prediking draai nie. En liewe kyker by die huis, nou kan ons vir onsself 'n vraag vra.
Wat van jou prediking en wat van my prediking? Wat van as jy met iemand anders deel of as ek met iemand anders deel? Is Jesus as gekruisigde die as waarom ons praatjies draai? Is dit die middelpunt? En ek dink baie keer dan gebruik mense dieselfde terme. Hulle sê, ek praat oor Jesus of ek praat oor die kruis, maar wat hulle eintlik daarmee bedoel is heeltemal anders. En ongelukkig gaan hierdie week se les nou nie baie in diepte daarin nie, maar ek moet net dit noem vir ons kykers by die huis, want dit is ietsie waarvoor ons versigtig moet wees, want daar's baie mense wat sê dat hulle Christene is en hulle gebruik dieselfde termes en selfde woorde, maar hulle beteken eintlik ietsie heeltemal anders in daardie mense se gedagtes. En so kan mense baie maklik by mekaar verbypraat en groot misverstand veroorsaak. So kom ons lees 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17 tot 31. Dit is basies die hoofverse waarna ons gaan kyk in hierdie week se les. En dan watter belangrike punt bring Paulus hier tuis? Nou liewe kyker by die huis, ek gaan eerlik met julle wees. Dit is mos nou baie moeilik as jy daardie 14-15 verse daarso gaan lees wat gelaai is met Bybelwaarheid en baie mooi belangrike beginsels en dan is die vraag daarso, wat is die belangrike punt wat Paulus hier tuis bring? So, daar's baie lesse, ek gaan nou nie oor hulle almal praat nie, want in die week se les gaan ons aan die spesifieke punte raak. Ek sal nou net probeer uitbring, jy weet wat ek dink regtig nou 'n mooi hoofgedagte daarso is. So in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17 tot 18, ons gaan lees al die pad tot by vers 31, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mens tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Sodat geen vlees voor hom sou roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus. Want vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. So as ek regtig moet kyk na die belangrike punt wat die les hierso vir my vra in al hierdie verse, is dit die gedagte dat die mense glorie, die mense metodes en die mense werke word in die stof gelê en God se metodes, God se wysheid, God se werke word groot gemaak om hierdie groot onderskeid te kan maak tussen God se manier van dinge doen, God se manier van dinge verstaan en verduidelik en ons manier van dinge doen, ons metodes, ons manier van dinge verduidelik. Die verskil is so groot, dat dit kan basies nie eens met mekaar vergelyk word nie. So die les sê hierso vir ons, jy weet, dat in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18 tot 31, wat ons nou net gelees het, stel Paulus die dwaasheid van die mense teenoor goddelike wysheid. Wat is die punt? Die kruis is by magte om beide die naagste goggas van die mensdom en die glorierykste welwillendheid van God na vore te bring. So dit kontrasteer God se grootheid en ons glorie wat in die stof gelê word. Dis hoekom ek so lief is vir hierdie laaste vers. Die wat roem, moet in wat roem? Nie in jou talente, of in jou goeie manier van praat, of in jou IQ, of al hierdie tipe dinge nie, maar moet geroem word in Jesus, dis in sy wysheid waar daar geroem moet word. So die kruis van Christus is nie van sy krag moet beroof word nie, en dat die boodskap van die kruis derhalwe die kern van ons prediking moet wees, en ons gaan daai gedagte oor en oor sien in hierdie week se les. Nou wanneer Paulus daarso gepraat het in daai stuk van, hy is nie gestuur om gedoop te word nie, wat hy bedoel is nie dat, jy weet, doop is nie belangrik of enigiets soos dit nie, maar hy was seker gemaak dat mense nie begin om hierdie onderskeid te tref teenoor soos wat ons hulle nou vandag sal doen, geordende predikante wat mense kan doop en net die gemiddelde persoon in die kerkbanke wat die Bybelstudies gee en mense voorberei vir die doop nie. Want albei van daai is baie belangrik en ons kan selfs miskien die argument maak dat om mense voor te berei vir die doop is selfs nog belangriker, anders sou die mense nooit eers by die doopwaters uitgekom het nie. Nou liewe kyker by die huis, kom ons speel met mekaar oop kaarte, ons gaan nie so om die bossie dans nie. Ek weet en jy weet en ons almal weet
dat in die Christenwêreld en selfs in ons eie kerk is daar probleme op die oomblik as dit kom by die gedoopery. Mense gaan na plekke toe, hulle doen 'n paar lesings oor dit en oor dat en dan word mense sommer gedoop. Mense, om gedoop te word is 'n ongelooflike belangrike besluit in jou lewe. Net soos wanneer jy trou, is dit 'n lewenslange belofte wat jy maak. En mense moet presies weet waarvoor hulle self inlaat. Anders is ons besig om mense te flous, ons is besig om mense te kill, om vir hulle te jok. Ek probeer nie sê dat iemand moet alles van die Bybel verstaan of alles van Jesus weet voordat hulle gedoop word nie, maar die fundamentele, basiese leerstellings van die Bybel moet mense daarom verstaan. Net soos ek nie alles geweet het van my vrou voordat ek met haar getrou het nie, die basiese belangrike dinge van my vrou, en natuurlik moes ek dit verstaan het voordat ek met haar getrou het. Ek het nie haar op 'n Dinsdag ontmoet en 'n Donderdag met haar getrou nie. Hoe kan ons dan mense op 'n Maandag waarheid vertel en dan op 'n Vrydag aand wil op 'n Sabbat wil ons hulle klaar doop as hulle nie halfte van die dinge nie eers weet waaroor dit gaan nie. En dan oor 2 weke later is die predikant en die evangelist terug is Amerika toe of waar ook al en hy gaan vertel al die mense van die nommers wat hy gedoop het hierso in Asië of in Afrika of waar ook al. Want is ons die mense wat hier agterbly met die probleme om vir die mense te sê, ja, jy weet, eintlik, jy weet, as jy lief is vir Jesus, dan doen ons nie hierdie dinge nie en ons doen hierdie dinge en dan voel die mense asof ons vir hulle gejok het. En dan wonder ons by onsself, hoekom is daar so baie mense wat uit ons kerk uitval, uit ons kerk uitgaan. En liewe kyker by die huis, gebruik jou klein invloed daar waar jy het om 'n verandering teweeg te bring. Die werk van God se kerk gaan nie oor die hoeveelheid mense in die getalle nie, maar dit gaan oor die getrouheid van die mense wat hom liefhet en hom regtig volg. Maak seker dat daar is goeie voorbereiding vir wanneer ons mense gaan vra om lewenslange beloftes te maak. Net soos wanneer ons met iemand trou en jy moet iemand 'n bietjie leer ken voor die tyd, so moet jy ook Jesus 'n bietjie leer ken voor die tyd voordat jy jou hele lewe aan hom gaan beloof. En dit is die bietjie wat ek kan sê oor die doop. So kom ons beweeg aan met ons les. So met die uitdrukking met wysheid van woorde in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17 insinueer Paulus nie dat die uitmuntende toesprake en welsprekendheid op sigself 'n slegte ding is nie. Dit moet net nie ons fokus wees nie. Dit moet nie wees waar ons begin dink, okay, dit is hoekom ek suksesvol was nie. Dis omdat ek baie mooi slim woorde of argumente gehad het nie. Dis gevaarlik mense. Die punt wat hy hierso vir ons probeer maak is dat die boodskap van die kruis nie begrawe moet word nie. Hierdie sinsnede verwys spesifiek na die Grieks-Romeinse redenaarskins. En dan teenoor het Paulus logika, wetenskap en filosofie ingespan in sy uitreikwerk, maar met min sukses. Hoe weet ons dat dit is waar? Want die gees van profesie sê vir ons dieselfde ding. Gaan lees daardie hoofstuk in die aanhaling in die link wat ek in die beskrywing van hierdie video gesit het. Dan sê sy vir ons daarso, in daardie selfe hoofstuk wat ek vir julle vra om te lees, sy sê daarso, so volg hy toe 'n ander benadering tot sy sendingwerk in Korinte. In 'n poging om die sorgelose en belangelose Korintiërs se aandag te trek, hy besluit om ingewikkelde argumente en uiteensettings te vermy, om met die Korintiërs oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Op watter maniere kan ingewikkelde diskoerse die boodskap van die kruis vertroebel? Waarom het die verkondiging van Jesus Christus en wel oor hom as die gekruisigde meer vrug in Korinte afgewerp as wat logika, wetenskap en filosofie in Athene vermag het? Is daar egter kere dat logika, wetenskap en filosofie wel nuttig vir die verkondiging van die evangelie is? Liewe kyker by die huis, ek weet en jy weet dat as jy op 'n Sabbat kerk toe gaan, as jy na 'n Bybelstudiegroepie toe gaan, as jy bid hier toe gaan, as jy Sabbatskoolklassie toe gaan, wil jy eenvoudige, simpel Bybelwaarheid leer wat prakties is wat jy in jou lewe kan toepas sodat jy meer soos Jesus kan word. Baie keer is die slim mense, soos wat hulle noem, is besig om oor dinge te gesels wat so ingewikkeld is, dat jy het nie 'n idee waarvan hulle praat of hoe jy dit prakties in jou lewe moet toepas nie. Dit is bekommerd. Dit is bekommerdwekkend. Ek dink dit is 'n Afrikaanse woord. Die Here wil hê dat dit nie 'n onderskeid gemaak moet word tussen hoë IQ mense en lae IQ mense, mense wat nie hoërskool klaar gemaak het en mense wat doktorsgrade het nie. Die Here kom terug vir mense van 'n geloof. Is daar 'n tyd en plek vir logika en wetenskap en filosofie en al hierdie tipe dinge is wat die les vir ons vra? Ja, daar is. Heel moontlik in persoonlike gesprekke tussen mense. Maar wanneer dit kom by Sabbat by die kerk, wanneer dit kom by uitreiking, word ons eenvoudige Bybelwaarheid. As ons daai hoofstuk gaan lees in die gees van profesie, sê sy presies vir ons wat hy daar in Korinte by die mense gedeel het. Hy het gefokus op die profeseë om vir die mense te wys dat jy kan die skrifte vertrou as God se woord en dat Jesus is die beloofde Messias en hy het gefokus op die krag van God oor hoe die krag van God mense kan verander.
in baie eenvoudige kleuterskool Afrikaans. Die probleem is gewees met hierdie filosofie en al hierdie tipe dinge, dat mense het baie slim woorde en baie mooi metodes wat baie oulik klink, maar prakties word hulle lewe nie verander nie. Daar's nie karakterverandering wat plaasvind nie. Maar Paulus se boodskap was baie eenvoudig gewees. Dit was nie baie ingewikkeld gewees nie, maar die praktiese verandering was daar gewees. En weet jy wat? Die mense kon dit sien. En dit is dieselfde ding wat ons krag gaan gee in ons evangelisasiewerk vandag, is as die mense kan sien dat wat jy sê werk. As ek vandag hierso moet sit en ek sê vir julle, ek kan vlieg, dan gaan meeste van julle my heel moontlik nie glo nie, en ek sal julle nie blameer nie. Ek sal ook nie iemand geglo het as hulle dit gesê het nie. Maar as ek vir julle sê dat ek kan vlieg, en iewes skielik begin ek om hierso op te styg, miskien klap ek my hande of wat ook al soos 'n voeltjie en ek begin om te vlieg, dan gaan baie meer mense oorreed wees dat wat ek sê waar is. Hoekom? Want hulle kan dit sien. So liewe kyker by die huis, ek weet nie eers hoekom ek hierdie moet verduidelik nie, want ek weet julle almal weet dit klaar. As dit kom by Bybelwaarheid, as die mense kan sien hoe die Bybelwaarheid wat ons vir hulle leer, ons lewe verander het en ons beter mense gemaak het, dan natuurlik gaan dit 'n baie groot indruk op daardie mense maak. En dit is hoekom sy werk so suksesvol was daarso in Korinte. Om nie te fokus op al hierdie intelligente doktorsgraad gesprekke nie, om vir die mense te sê, ja, jy weet, eintlik beteken die Hebreëse woord dit en die Griekse woord dit en dit en dat en dit en dat nie. Al mag dit hoe interessant wees, was dit nie sy fokus gewees nie. Nou Maandag se les sê vir ons, belaglik vir die wat verlore gaan. Hoekom is die kruis belaglik vir die wat verlore gaan? Want hulle gaan verlore. Dit het geen krag vir hulle nie. Daar's geen krag wat vir hulle in die kruis lê nie, want hulle lewens, hulle karakters word nie verander nie. So waar die apostel menslike wysheid teenoor goddelike wysheid stel, noem hy dat die prediking van die kruis dwaasheid is vir die wat verlore gaan. Hierdie is die eerste van 6 verwysings in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18 tot 31 na dwaasheid, dwaas of dwaase dinge. En dan het ons 'n hele paragraaf hierso in ons les waar hulle vir ons vertel oor die koine Griekse woord vir dwaasheid wat moria is, wat net hierso in hierdie boek gebruik word, en ek kan eerlikwaar vir julle sê, hierdie maak nie enige geestelike bydra in my lewe nie. As julle 'n geestelike les geleer het uit daardie paragraaf, deel dit asseblief met my, want ek is nog besig om te soek en ek kan dit nie kry nie. Ek is seker dit is baie interessant, maar ek dink hierdie is 'n uitstekende voorbeeld van waaroor die hoofdeel van ons les is hierdie week. Dat in plaas daarvan om te fokus op al hierdie tipe dinge, dat ek Sabbat na julle kerk toe gaan en ek sê vir julle, die Griekse woord beteken dit en die Hebreëse woord beteken eintlik dit, en julle almal wat nie teologie gaan studeer het nie 'n idee wat ek vir julle sê waar is nie, so nou glo julle nou maar net by wat ek vir julle gesê het is waar, want ek is mos nou die persoon wat gaan studeer het op universiteit, so ek weet mos nou wat dit is en wat dit nie eintlik is nie. En meeste van die keer is die mense nie eers reg nie, hulle is net besig om een of ander verduideliking uit hulle duim uit te suig wat die beste pas by 'n verduideliking wat hulle in hulle boodskap aan julle wil oordra. So wees baie versigtig vir dit. Die Gees van Profesie sê vir ons dat ons met William Miller se 14 reëls gebruik om die Bybel te bestudeer en om die oorspronklike tale te gaan leer en al hierdie tipe dinge is nie een van daardie 14 reëls nie. So die les vra vir ons hierso om te kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 1, dan gee dit daarso vir ons 5 spesifieke verse waar ons na ons gaan kyk. Die vraag is, hoe help hierdie verwysings na die begrip dwaasheid ons om te verstaan wat Paulus bedoel met die stelling, die prediking van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan? Wel, kom ons kyk na daardie verse. So dit sê so vir ons in vers 20 en 21, waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Hoe kan ek dit in 'n eenvoudige kleuterskool Afrikaanse manier vir julle verduidelik? Die wysheid van die wêreld het vir mense metodes geleer om goeie mense te word. En weet julle wat? Dit het nie gewerk nie. Dit was baie slim en dit het mooi geklink en dit was gecompliseerd gewees en dit het nie die mense se lewens verbeter nie. Maar hierso kom Jesus in die kruis, Paulus se boodskap, wat baie meer eenvoudig is. En weet julle wat? Dit werk. Dit verander mense. En dit is hoe ek daardie vraag sal beantwoord in die les. Nou kom ons kyk na die res van die verse daarso wat die les van ons vra om te lees. Vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Hoekom 'n struikelblok vir die Jode? Want die Jode het nie gedink dat die Messias gaan sterf van 'n kruis nie. Hulle het gedink dat die Messias gaan hulle militêrs red van die Romeine. Hoekom is dit dwaasheid vir die Grieke? Want hulle is geïnteresseerd in gecompliseerde doktorsgraad, redenasies en filosofie. So dit het hulle nuuskierigheid nie gestreel nie. Dan kyk ons na vers 25 en 27.
Want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Die les probeer nie hierso vir ons sê, of die Bybel probeer nie hierso vir ons sê, dat daar's dwaasheid by God of daar's swakheid by God nie. Dis besig om 'n vergelyking te maak tussen mense en God en te sê dat die slegste ding by God is beter as die beste ding by die mens. Die slegste ding in die hemel is beter as die beste ding op aarde. Nie dat daar enigiets sleg is by God nie, nie dat daar enigiets sleg is in die hemel nie, maar die afstand tussen hierdie twee dinge is so groot dat jy kan hulle nie eers met mekaar vergelyk nie. Dit is so groot die afstand is tussen God se metodes wat hy weet en ons metodes en wat ons weet en in terme van hoe suksesvol dit is. Dit is 0% sukses vir ons metodes en 100% sukses vir God se metode. Jy kan nie nog verder uit mekaar uit kry as wat dit reeds is nie. So dan het ons reeds gepraat hierso oor die Griekse woorde wat hulle hierso nou van gepraat het in die les en let op die omgewing waarin Paulus hom hierso bevind. Hy's in Korinthe. Dit sê vir ons hierso hoekom die Joodse boodskap van Jesus aan die Jode vir hulle struikelblok sou wees. En vir die Grieke, hulle het seker by hulle self gedink, weet Paulus skeer die gek met ons. Hy probeer ons vir die gek hou want hulle het diep splinternuwe filosofiese idees verwag en dis nie wat gekom het nie. Geen intelligente en geleerde Korintiër kon dit ernstig opneem nie. Hoe ongelukkig was dit nou nie dat dit hulle verlossing kon kos. Hoe dwaas Paulus se boodskap ook al vir die heidene geklink het, dit was veel erger vir party van die Jode. Hoekom? Soos wat ons nou al 2 keer gesê het, want hulle het vir hulle Messias gewag om hulle van die Romeine te red in terme van 'n militêre weermag redding. So uit die staanspoor het Paulus baie dinge wat teen hom tel in Korinthe. Maar hierso is 'n belangrike punt. Daar is steeds baie Jode en nie-Jode wat vir Christus gewen was. So wat kan ons hieruit leer? Baie belangrike les vir les nommer 2 hierdie week. Let op. Watter teenkanting ons ook al in die gesig staar, God het sy mense wat ontvanklik vir die waarheid is. Amen. Wat ons moet doen, is om gereed te wees dat God ons as sy werktuie kan gebruik om na daardie mense uit te reik, waar hulle ook al bevind, selfs in plekke wat net so sleg of dalk slegter is as wat Korinthe destyds was. Ons moet die werktuig wees wat gevul kan word met die Heilige Gees, sodat God ons kan gebruik om die boodskap na daardie mense toe te vat. Hy weet wie's ryp en wie die boodskap moet hoor. Dinsdag se titel is Die krag van God vir die verlostes. Die kern van die boodskap in 1 Korintiërs 1 vers 18 kan mens nie miskyk nie. Dit is eenvoudig te duidelik. Wat die kruis vir jou beteken, hang van jou beskoupunt af. Dit is dwaasheid vir diegene wat teen God in opstand kom, want hulle ondervind nie die krag van die kruis nie, maar dit is die krag van God vir die wat smag na die verlossing wat dit bring. Want die krag kom van Jesus, wat die boodskap van die kruis, die evangelie van die kruis, dit is wat hulle red, hulle verlos van die slawerny van sonde, wat hulle nuwe mense maak. Dit is hoekom dit die krag is. So kom ons lees Kolossense hoofstuk 1 vers 20 en 1 Petrus hoofstuk 2 vers 24. Wat het Jesus vir ons aan die kruis vermag? Nou weer eens, liewe kyker by die huis. Daar is so baie verskillende dinge wat Jesus aan die kruis vir ons vermag het, dat ons kan ure en ure daaroor gesels. En ons het nou net 'n paar minute, ons gaan net na die 2 verse kyk, so kom ons antwoord nou maar daardie vraag in die konteks van hierdie 2 verse alleenlik. Maar asseblief onthou dat daar's baie ander dinge wat hy ook gedoen het, wat nie noodwendig in hierdie 2 verse genoem word nie, wat vermag was deur die kruis. Dit sê vir ons hierso in Kolossense hoofstuk 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. So die kruis het alle nodige voorsiening gemaak dat ons versoen kan word met God. Vir die wat glo in Jesus, deur sy genade kan hulle versoen word tot God. Dit is een van die dinge wat vermag is deur die kruis. Dat deur sy bloed aan die kruis kan daar vrede wees tussen ons en tussen God. Hy betaal vir die sonde daarso aan die kruis. Dan as ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 2 vers 24, want self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. So ons sterf vir die sonde, ons lewe deur geregtigheid. Wat is op die kruis vermag? Alle voorsiening is gemaak vir daardie plaasvervanger wat plaasvind, waar Jesus ons sonde op homself neem en hy vir ons sy geregtige lewe bied, waar hy ons kan verander. So dis kom ons praat van die woord vergewe. Vir jou sonde gee hy jou geregtigheid.
maar dis net as jy dit aanvaar. Dis die krag van God vir die verlostes, soos wat die les hierso vir ons sê. So wanneer ons die evangelie verkondig, moet ons, soos ons reeds gesien het, woorde van menslike wysheid vermy, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Sodat mense nie dink, okay, daardie mense het Christene geword omdat daai persoon so mooi geredeneer het en sulke mooi argumente gehad het nie. Nee, hulle het 'n Christen geword as gevolg van die krag wat hulle in Jesus in die kruis ondervind het. In die lig van vers 17 word dit duidelik waarom die teenoorgestelde van dwaasheid nie menslike wysheid is nie, maar die krag van God. Want die menslike wysheid kan nie red nie. Die kruis, wat in vele opsigte die keersy van menslike wysheid is, toon juis hoe dwaas die wysheid van die mens in werklikheid is. Hoekom? Want dit kan nie mense verander nie. Dis iets wat ons moet besef. In onsself het ons geen krag of geen wysheid om ons self goed te maak nie. Ons as mense is nie naby so slim as wat ons dink ons is nie. En dan, hier gaan ons weer. Die koine Griekse woord in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18 suggereer dat die wat verlore gaan, bloot die vrug van hul dade pluk. So weer eens, liewe kyker by die huis, daar's nie een groot belangrike geestelike les wat ek uit hierdie oorspronklike Griekse woorde gaan uitleer nie, maar dit klink baie, baie slim. So om al hierdie vele mooi op te som, hierdie baie, baie woorde, dit sê so vir ons, die idee is dat God die selfvernietigende proses, wat rebelse trots klaar begin het, bloot terwille van ingryping aanhelp en voltooi. So hoe kan ek dit op 'n eenvoudige kleuterskool Afrikaans manier vir julle verduidelik? Mense vernietig hulle self deur keuses te maak om aan sonde vas te klou. Maar God gaan eendag mense vernietig. Nou hoe kan 'n God van liefde eendag mense vernietig? Hy vernietig mense omdat hy liefde is. Want hy weet dat die slawerny van sonde maak mense seer. En Satan is nie 'n lekker meester om te dien nie. Die Here weet dat dit is beter vir mense om dood te wees, dit is beter vir mense om te sterf, as om vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig Satan te dien. So uit sy liefde vir die heelal om hulle te beskerm van sonde, en sy liefde vir die sondaar om hulle lyding en pyn van sonde tot 'n einde te bring en hulle vry te maak van die slawerny van sonde, beëindig hy hulle lewe. En dit is in die lig waar ons dit moet sien. Satan is baie, baie slim, en hy laat mense dink dat God is liefde, so God sal nooit mense vernietig nie, en al hierdie tipe dinge, en dis waar dat hy is nie die oorsprong van hulle vernietiging nie, dit is hulle slegte keuses wat hulle gemaak het, maar op die einde van die dag, gaan die Here mense se lewens tot 'n einde bring, omdat hy lief is vir hulle, en omdat hy hulle lyding tot 'n einde bring. So in teenstelling met die verloorgaandes, dui die sinsnede vir ons wat gered word op die feit dat verlossing slegs van die Here kom. Ons kan nie onsself red nie, ek sê dit elke liewe les, op gesels bietjie les, ons kan niks goed in onsself doen nie een ding nie, 0%, as ons enigiets goed en reg gaan doen, gaan dit totaal en al wees van wat die Here in ons gaan doen, deur ons, wanneer ons geloof het in die skepende krag van sy woord. So selfredding is immers iets wat niemand kan doen nie. Ons verlossing lê buite onsself, dit lê in Jesus Christus, dit lê in die woord. Soos dit duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 21 blyk, is God die een wat elkeen red wat in hom glo. Hier kom die dwaasheid dus neer op die verwerping van die genadegawe wat God die mensdom deur die soendood van Christus geskenk het, met die gevolg dat die godlonaar vernietig oor hom of haarself bring. Maar aan die einde van Dinsdag sê dit vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. In watter opsig herhaal Paulus hier sy standpunte van 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18 en 19? Nou, ek gaan daardie verse net weer eens vir ons oopmaak, in geval jy nie meer kan onthou wat hy daar gesê het in daardie verse nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So vir die wat verlore gaan, is die kruis dwaasheid, vir die wat gered word, gee die kruis krag. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die wat verstand van die verstandige mense tot niet maak. So wie is die mense wat hierso vernietig gaan word? Die mense wat staat maak op die wysheid van mense. Die mense wat nie baat vind by die kruis nie. Wie is die mense wat gered gaan word? Die mense wat krag gevind het in die kruis. Dit is dieselfde idee wat ons vind daarso in Romeine hoofstuk 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Dan Woensdag se titel daarso is 'n gekruisigde Messias. Paulus skryf, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Die kruis van Christus, dit wil sê die idee dat God as die Messias gekruisig is, het die Jode onverhoeds betrap. Dit was ook nie die soort wysheid waarna die Grieke op soek was nie. Niemand was dit te wagte nie. Kan ons enigstens verstaan hoe volksvreemd
en weersinwekkend die hele kruisbegrip vir die destydse mens, veral vir die Jode was. Ons hoef net op die disippels se reaksies te let, hoe hulle die nuus ontvang het dat Jesus gekruisig sou word, en hulle het elke dag saam met Jesus gewandel. Soos ons reeds gesien het, was die Jode 'n Messias te wagte wat die Romeinse sou oorwin. Ek dink dis die 4de keer wat ons dit nou al in hierdie les sê. So die kruis is reeds eeue lank 'n simbool van die Christelike geloof. Die meeste 21ste eeuse Christene begryp kwaliek hoe onsinnig die idee van 'n gekruisigde God vir die mense van eerste eeue geklink het. Die feit dat die boodskap van die kruis destyds soveel skok ontlok het, maak dit juist die moeite werd om behoorlik te bepeins. Hierdie prentjie van 'n gekruisigde Messias toon aan die ganse heelal hoe ver God bereid was om te gaan ten einde die verlossingsplan deur te voer. Hy was gewillig om die vernederendste dood te sterf. Die blote idee van die kruis en dat die Here daarin gesterf het, is verbasingswekkend genoeg vir die sondige mens hier op aarde. Stel jou net voor vir die sondelose wesens in die heelal wat hulle daarvan moes dink. Ek kan dit nie eers in my verbeelding dink hoe hulle daaroor moet voel nie. So kom ons kyk na Handelinge hoofstuk 13 vers 16. Ek gaan net hierdie 3 verse noem wat hulle hierso vir ons noem. Dis die fokus van Handelinge hoofstuk 13 wat hulle wil hê ons moet na kyk. Wat leer ons hieruit oor die betekenis van die kruis van Christus? So in Handelinge hoofstuk 13 vers 26, broeders, kinders van die geslag van Abraham en onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. So vir wie is die woord van verlosser gestuur? Die geslag van Abraham. Dit beteken die wat die geloof het van Abraham. Soos wat dit dan sê, onmiddellik na dit, en die onder julle wat God vrees. So vir enige persoon wat vir God vrees, hierdie is die woord van verlossing wat aan hulle gestuur is. So wat leer ons hieruit oor die betekenis van die kruis van Christus? Die kruis van Christus is nie net vir 'n spesifieke groep mense of 'n spesifieke taalgroep of vir 'n spesifieke tyd nie. Die kruis van Jesus is vir almal. Vir almal, vir elke ras, vir elke taal. Die kruis van Christus is vir almal. Die vraag natuurlik is net, gaan ons dit aanvaar of gaan ons dit van die hand wys? In die volgende vers, in vers 38, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. So deur Jesus word vergifnis van sonde deur die kruis aan ons verkondig. Deur die kruis is waar hy vir ons sondes betaal het, want dit is waar hy gesterf het. En dan kyk ons na vers 47, want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. So hoe is ons 'n lig aan die nasies? Deur die evangelie uit te leef. Nie net deur om vir mense te vertel daarvan nie, maar deur om dit uit te leef. So Paulus sê dat Christus hom gestuur het om die evangelie te verkondig. So die boodskap wat die apostel bring is die van 'n gekruisigde Messias. En natuurlik ook, die les sê dit nie, maar ook 'n Messias wat opgestaan het. So Paulus was getrou aan hierdie sending wat Christus hom gegee het. In sy prediging maak hy nie hoë woorde of groot geleerdheid ingespan nie. Inteendeel, hy fokus uitsluitlik op Jesus Christus en hom as gekruisigde. En onthou net, liewe kykker by die huis, soos wat ek voorheen gesê het, baie mense gaan vir jou sê hulle fokus op Jesus Christus en hom as gekruisigde. Baie mense gaan vir jou sê hulle fokus op die evangelie. Baie mense gaan vir jou sê hulle fokus op die boodskap van 1888. Baie mense gaan vir jou sê hulle fokus op die boodskap van geregtigheid deur geloof. Maar ongelukkig, wat hulle daarmee bedoel, is heeltemal anders, al gebruik hulle dieselfde woorde en terme. Selfs as dit kom by dinge soos geloof en genade en al daardie tipe dinge. So sy boodskap en manier van praat was nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Want in werklikheid kontrasteer die wysheid van mense skerp met die krag van God. Dit is dag en nag, die verskil tussen 0% en 100%. Die gekruisigde Messias is iets wat nog die Jode, nog die Grieke te wagte was. Wat sê dit vir ons oor die onverwagsheid wat ons soms in God se optrede bespeer? Waarom is hierdie besef so belangrik, veral wanneer omstandighede nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Ek kan eerlik vir julle sê, baie keer in my lewe het omstandighede nie aan my verwagtinge voldoen nie. Miskien meeste van die tyd. Maar hier is die goeie nuus. As jou lewe totaal in Jesus se hande is, as jy 'n totale oorgawe aan hom maak, soos wat ek elke week sê, dan is Romeine 8 vers 28 waar in jou lewe. Elkeen wat lief is vir die Here, wat ook al in jou lewe gebeur, die Here gaan dit ten goeie laat uitwerk. So, al hierdie dinge wat so onverwags is, wat die Here vir ons doen, jy moet vertrou hê in sy liefde. Jy moet vertrou hê in sy plan. Want die Here het die beswil van almal ter harte. En as ons geloof in hom gaan sit, dan gaan dit onsself baie onnodige hartseer en pyn en lyding spaar. Dan as ons kyk na donderdag se deel van die les, die titel is Christus, die krag en wysheid van God. En dan het ons 'n lekker oulike tabel daarso
wat ons nie baie kry in ons Sabbatskool les nie. So in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 19, 20, 30 en 31 noem Paulus hoe dat God se wysheid en die van die mens hemelsbreed van mekaar verskil. Nou die punt van hierdie tabel wat hulle hierso vir ons gegee het, is om vir ons te wys dat Christus is die krag van God en Christus is ook die wysheid van God. So liewe kyker by die huis, wat is wysheid? Wysheid is soos wat Salomo gevra het. En wat was dit gewees? Waarvoor het hy spesifiek gevra? Ek dink daai idee van Salomo wat van wysheid vra, kom van die opskrif van daai hoofstuk af. Maar as ons gaan eintlik lees wat Salomo gevra het, Salomo het gevra vir die gawe om te kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. So as ons sê dat Christus is die wysheid van God, dan beteken dit eenvoudig, Christus gaan vir ons wys die verskil tussen wat is reg en wat is verkeerd. As ons sê dat Christus is die krag van God, dan kyk ons na Johannes 1, dan kyk ons na Johannes hoofstuk 1 vers 1, waar die Bybel vir ons sê dat Jesus is die woord. En die woord is die krag van God. God se krag is in sy woord, die skepende krag. In Hebreërs sê dit vir ons dat God se woord is lewendig en vol van krag. So in daardie sin is Jesus letterlik die wysheid en die krag van God. Hy is die skepper God. In 1 Korintiërs hoofstuk 1 toon beide verse 18 en 24 dat Christus die krag van God is, in die sin dat hy in staat is om die mens van sonde te red. Glo jy dit? Glo jy dit dat Jesus jou kan red van jou sonde? Ek hoop jy glo dit. God het inderdaad in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld ontsin is, die te red wat glo. Die sinsnede is ons wat verlos word, die wat glo, en ons almal wat deur God geroep word, is dieselfde groep mense. Christus is nie die krag nie, maar hy is ook die wysheid van God, soos wat ek nou net verduidelik het. So kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 1, vers 24 tot 29. Let op sekere begrippe soos dwaasheid, swakheid, krag en wysheid, wat in verskillende vorms in hierdie skrifgedeelte voorkom. Wat probeer die apostel hier tuisbring? In vers 24 en 25 sê die Bybel vir ons, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Dan vers 26 en 27, want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie baie magtig is, nie baie edelis nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Om nie voor hom te roem nie. So 'n hoofgedagte, weer eens hier, soos wat ons sien deur hierdie week se les, is dat ons kan nie op ons eie wysheid en slimheid en IQ en universiteitsgrade en geld en al hierdie tipe dinge staat maak om die werk te voltooi nie. Bepeins die woorde in vers 26. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. Wat is Paulus se boodskap hier aan jou en my? Net omdat iemand 'n doktorsgraad het, beteken dit nie hulle is reg nie. Net omdat iemand die oorspronklike tale ken, beteken dit nie hulle is reg nie. Net omdat iemand 500,000 of 5 miljoen volgelinge op YouTube het, beteken nie wat hulle sê is waar nie. Daar kan 'n 12-jarige dogtertjie wees wat in graad 6 sit, wat haar wiskunde dryp en sy kan Bybelwaarheid vir jou gee wat meer waar en reg is as wat daardie persoon met die doktorsgraad vir jou gee. Ek probeer nie sê dat almal met doktorsgrade en met YouTube volgelinge en al daai tipe dinge is verkeerd en sleg nie. Ek probeer net sê dat dit is nie die tipe dinge waarin ons geloof en vertroue moet sit nie. Nie die geleerdheid van die mense of die kultuur of al daai tipe dinge nie. Ons met ons vertroue sit in Jesus, in sy woord, in die boodskap van die kruis. Dit is waar ons die krag gaan vind. Dit is hoe ons waarheid kan verstaan. Dan in Vrydag se deel van die les sê dit vir ons daarso om te lees vir verdere studie, Calvary en die koning van die eeue, Ellen White se stuk daarso, so gaan lees asseblief dit vir verdere studie, en dan haal dit vir ons hier so 'n hele paar stukke aan wat ek gaan vir ons gaan lees uit die Handelinge van die Apostels. In die gedagtes van miljoene mense is die kruis van Christus 'n gedenkteken van iets heiligs, met die toneel op Golgotha wat 'n gewyde ontzag by dieelsulkes wek. In teenstelling met die moderne gelowige het die kruis in Paulus se tyd uiters negatiewe reaksies ontlok, te wete weerstand en afgryse. Om iemand wat 'n kruisdood gesterf het as die verlosser van die mens om te verkondig, sou uiteraard tot teekanting en bespotting gelei het. Paulus het al te goed geweet hoe beide die Jode en Grieke van Korinthe sy boodskap sou ontvang. Op die Jode het 'n boodskap gewag wat baie in die gehoor sou omkrap. Die Grieke sou dit as 'n dwaase en absurde leer afmaak. Sy poging om te toon dat die kruis enigsins iets met die opheffing of verlossing van die mens om te doen het, sou hulle as suiwer kranksinnigheid beskou. Vir Paulus het alles juis om die kruis gedraai. Dit was sy groot belangstelling.
vandat sy loopbaan as vervolger van die gekruisigde Nasareëner se volgelinge skielik tot 'n einde gebring is, kon hy nie ophou om te roem op die kruis van Christus nie. Op daardie dag ontvang hy 'n visioen. Die oneindige liefde van God in die vorm van die soendood van Christus word aan hom geopenbaar. Sy lewe word op 'n wonderbaarlike wyse getransformeer. Al sy planne en doelwitte word in pas met die hemel gebring. Dis belangrik. Al sy planne en doelwitte word in pas met die hemel gebring. Liewe kyker by die huis, ek hoop dit gaan waar wees vir jou en vir my, dat al ons planne en doelwitte ook in pas gaan gebring word met die hemel. Hier is wat Paulus besef en persoonlik beleef het, dat wanneer 'n sondaar die Vader se liefde aanskou, soos dit in die soendood van sy seun uiting vind, en hom of haar dan aan die wil van God oorgee, bring dit 'n hartsverandering mee, waarna Christus die middelpunt van hul lewe en van die lewe self is. So wanneer is daai hartsverandering? Die oomblik wanneer ons na Jesus toe kom en ons vra vir hom vir ons vergifnis van ons sonde en ons bely vir ons sonde, dan is daar 'n hartsverandering wat kom. Hy vergewe ons sonde. Ons is 'n nuwe skepsel, ons is 'n nuwe mens. En wat sê dit so mooi so vir ons? Hy het 'n persoonlike ondervinding gehad. Hy het persoonlik geglo. Hy het nie net gesê hy kan vlieg nie, maar hy het vir die mense gewys hy kan vlieg. Die mense kon sien dat hy was anders. Liewe kyker by die huis, ons moet daardie persoonlike ervaring met Jesus hê. Ons moet kyk na die seun. Hoe gaan ons na die seun kyk? Waar gaan ons sy karakter sien? In die Bybel, in die gees van profesie. So dan het ons 4 besprekingsvrae hierso op Vrydag. Die eerste een sê so vir ons: in die tuin van Getsemane het Jesus gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan." Wat sê dit vir jou oor die geweldige prys wat Jesus aan die kruis betaal het? Dit is 'n prys wat ek nie kan meet nie. En ek wil iets anders bylas daarso. In daardie selfde konteks het hy ook gesê: "Vader, maar nie my wil nie, maar laat u wil geskied." Hierdie is een van die mooiste voorbeelde van Jesus. Hoe selfs die menslike natuur ons versoek, maar Jesus het nooit toegegee nie. Al was sy menslike wil anders gewees op daardie tydstip as die wil van die Vader, het hy gekies om die wil van die Vader te volg, om sy wil onderdanig te maak aan die wil van die Vader. En dit is die geheim in sukses in ons Christelike lewe. Dit is wonderbaarlik om te sien hoe Jesus hierdie toets gehad het van buite van die duiwel in Matteus hoofstuk 4 en dan ook jy aan die einde van Matteus 'n toets van binne, sy wil onderdanig gemaak aan die Vader. So, vraag nommer 2, Paulus skryf: hierdie goddelike dwaasheid is oneindig wyser as enige menslike wysheid. In watter opsigte is die wysheid van God heeltemal anders as die van die mens? Mense. God sien alles, God weet alles. Ons sien nie alles nie, ons weet nie alles nie. Net in daardie opsigte alleen is dit 'n dag en nag verskil tussen sy wysheid en ons wysheid. En ek is so dankbaar vir die Bybel en die gees van profesie, dat God se wysheid tot ons beskikbaar is. Hy sê selfs dat ons moet vir hom bid, ons moet daarvoor vir hom vra en hy sal dit vir ons gee. Ons gaan die Bybel en die gees van profesie oopmaak en hy gaan vir ons verduidelik wat dit beteken, sodat ons nie verwar hoef te wees nie. Dan vraag nommer 3. Die boodskap van die gekruisigde Christus was 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Watter Bybeltemas wat ons vandag predik, kan dieselfde uitwerking op moderne aanhoorders hê en hoe so? Wel, een voorbeeld natuurlik is die Sabbat, want daar's baie mense in die Christen wêreld wat nie die 4de gebod begeerd het om dit te onderhou nie, of miskien eers daarmee saamstem as wat jy daaroor gaan praat nie. Ander temas kan wees die skepping, of miskien die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Ander voorbeelde kan wees oor hoe die Here ons kan vrymaak van die slawerny van sonde en hoe ons slegte gewoontes kan afskud deur die krag wat hy vir ons gee. Al hierdie tipe dinge kan struikelblokke wees vir mense. Maar die goeie nuus is, al is daar mense wat teenstand gaan bring, gaan daar mense wees wat die waarheid gaan aanvaar. Die Here weet waar sy mense is. Dan vir nommer 4. Let op Paulus se woorde: die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Die vraag is net, hoe verkondig ons Jesus aan sulke mense op 'n wyse wat wel tot hulle spreek? Moet ons hulle liewer slegs deur ons optrede probeer bereik? Dit definitief nie slegs deur ons optrede alleen nie. Hoekom nie? Maar dis nie selfs wat Jesus gedoen het nie. Selfs Jesus het met sy lewe gewys wat die waarheid is, maar hy het ook gepreek, hy het ook met mense gepraat. So ons kan nie net sê, okay, ek gaan net seker maak dat my lewe is reg en ek gaan nooit met mense oor die waarheid praat nie. Nee, albei van daai speel 'n belangrike rol. Maar soos wat ek voorheen gesê het, as ek vir jou kan sê dat ek gaan vlieg, gaan meeste van julle my nie glo nie en julle gaan dit nie kwaadlik neem nie. Maar as ek vir julle kan wys dat ek gaan vlieg, dan is dit mos nou 'n heeltemal ander storie. So ons moet waarheid met mense deel en dan moet die mense kan kyk na jou en hulle kan kyk na my en hulle kan sien dat dit is waar, dat die Here het ons lewens verander. Dat wat ons aan hulle probeer bring, wat ons aan hulle probeer verkoop, is 'n produk wat werk, dat daar's resultate wat hulle kan sien. En dit gaan onmiddellik mense prikkel, want mense het wysheid van die wêreld en hulle probeer om hulle slegte gewoontes af te skud, om hulle karakters te verander en te hervorm en hulle kry dit net nie reg nie. Hoekom nie? Want daar's nie krag nie, want die krag lê net in die kruis.
So liewe kyker by die huis, as jy saam met ons deur hierdie week se les gegaan het en jy het nog steeds 'n idee wat aangaan nie, gaan ek probeer om dit in eenvoudige kleuterskool Afrikaans vir jou op te som. Paulus het geleer dat in Athene het sy metode van om ingewikkelde gesprekke en filosofie en redenasies te gebruik het nie so goed gewerk nie. So toe hy in Korinthe begin, toe gebruik hy eenvoudige, simpel, praktiese Bybelwaarheid. Hier is die profesie wat wys dat Jesus is die Messias en hier is die krag van God wat my lewe heeltemal verander het. Dis wat ek voorheen gedoen het, dis wie ek was, dis wie ek nou is. Hy kan dieselfde in jou lewe doen. Volg Jesus. Daardie eenvoudige, praktiese Bybelwaarheid het 'n dag en nag verskil beteken. Het hy nog steeds teenstand gehad? Ja, hy het. Gaan jy teenstand kry en wanneer jy die Here se werk doen? Ja, jy gaan. Maar daar gaan ook mense wees wat die waarheid gaan aanvaar. Die Here weet waar sy mense is. Ons kan hulle nie sien nie, maar ons moet nie moed opgee in mense nie. Die Here is lief vir mense en ons moet daardie selfde liefde vir mense hê. Dis my gebed vir jou en vir my dat ons suksesvolle evangeliste en sendelinge sal wees soos Paulus. Deur nie net ons woorde nie, maar ook die waarheid uit te leef in ons lewe. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons saam na hierdie les nommer 2 kan kyk, dat ons weer 'n paar praktiese lesse uit hierdie les kan trek om ons meer suksesvol te maak in ons sendingwerk wat ons doen vir U naam. Baie dankie liewe Heer vir die manier hoe U voorsien in al ons behoeftes. Ek bid spesiaal liewe Heer dat U sal aanhou om te voorsien in ons geestelike behoeftes, doen wat ook al nodig is, sodat ons oë gefokus sal bly op U, op Jesus. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe kykers by die huis, baie dankie dat julle aangesluit het vir les nommer 2. Ek is nog in Suid-Afrika saam met julle. Volgende week is ek terug by die huis. So moet asseblief nie volgende week mis nie. Deel hierdie les met soveel Afrikaanse mense as wat julle kan. Ons wil Jesus se naam groot maak. Jesus is lief vir Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse mense. Ek is lief vir Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse mense, maar Jesus is nog baie meer liewer vir Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse mense as wat ek is. So sien julle volgende week vir les nommer 3 van kwartaal 3, dan gesels ons bietjie les.